Dit is vir my lekker om in my huis te wees. Om te dink, hier woon ek, hier hoort ek, hier is ek welkom, hier is ek veilig. Hier kan ek maar net wees. Ek hoef nie iets te verdien nie, ek hoef nie iemand te beïndruk nie, ek kan maar net wees, want dit is my huis, dit is my tuiste, dit is my woonplek. En dan dink ek hoe moeilik het moet wees om haweloos te wees. Om sonder 'n plek te wees, waar jy veilig en welkom voel, waar jy voel, hier kan ek myself wees, hier hoort ek. En ek dink daar is iets soos 'n haweloosheid van die liggaam, wat ek dink baie swaar is, om buite op straat te wees, veral as die weer sleg is, en jy moet buite slaap, en jy het nêrens onder dak nie, jy het nêrens waar 'n deur vir jou oopstaan nie. So daai soort haweloosheid is verskriklik, maar daar is ook 'n meer weggesteekte soort haweloosheid, die haweloosheid van die hart. En ons gaan vanmôre luister na wat Jesus sê oor hoe ons nie ontsteld moet wees nie. En ontsteltenis, sou ek sê, is 'n haweloosheid van die hart. Wanneer ek in my hart voel, ek is op 'n plek waar ek nie hoort nie, ek is op 'n plek waar ek nie welkom is nie, ek is miskien op 'n plek waar ek bedreig word, waar ek in gevaar is, ek is op 'n plek waar ek nie veilig wees nie. Ek is haweloos, miskien nie in my liggaam nie, maar wel in my hart. So kom ons luister wat Jesus hier kort voor sy gevangenisneming en sy kruisdood vir die disippels sê, Johannes 14 van vers 1 af. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen ek gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. As julle my Vader leer ken het, sal julle ook, as julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom, en het julle hom reeds gesien. Jesus was in baie opsigte in die laaste deel van sy lewe, ook soos 'n hawelose. 'n Swerwer prediker wat die stofpaaie van Galilea en Judea geloop het, saam met sy disippels wat maar onder dak moes soek, wat moes plekke soek waar hulle kon tuiskom, waar hulle verwelkom word, wat soms verwerp is, soms nie verwelkom is nie. En Jesus weet hulle is op 'n punt waar hierdie dinge al hoe erger gaan word, want hy gaan die kruispad loop. Een van sy disippels gaan hom verraai, 'n ander van sy disippels gaan hom verloon. Die res van die disippels gaan hom in die steek laat, hulle gaan uit mekaar spat, so hulle gaan hom verloor, hulle gaan mekaar verloor, hulle gaan nie die pad wat hy loop verstaan nie, en hy gaan in die uiterste haweloosheid in, van verwerping, van gevaar, van bedreiging, van lyding, van dood, totdat hy aan die kruis sterf, uiteindelik. Hulle sit hier terwyl Jesus praat, in 'n geleende bokamer, nie hulle eie plek nie, maar 'n tydelike holte vir die voet, kan jy sê, wat hulle vir 'n oomblik het, voordat hulle daar gaan uitstap, en Jesus dan uiteindelik die kruispad gaan loop. En dan in hierdie situasie, nadat Jesus vir hulle gesê het wat gaan gebeur, nadat hy vir hulle gesê het, maar julle gaan my in die steek laat, en een van julle gaan my verraai, en Petrus, jy gaan my verloon. Na dit alles, kom Jesus en hy sê vir hulle, julle harte moenie ontsteld wees nie. Julle harte moenie ontsteld wees nie. Met ander woorde, hy sê vir hulle, julle gaan as ek dit nou maar in my eie woorde kan sê, julle gaan intense haweloosheid van die liggaam belewe. Julle gaan belewe hoe julle uitgewerp word, julle gaan belewe hoe julle in gevaar is, julle gaan belewe hoe julle mekaar verloor, hoe julle my verloor, maar moenie dat julle harte haweloos wees nie, want julle harte kan tot rus kom in God. Glo in God, glo ook in my. Vertrou God, vertrou ook vir my. Vertrou my terwyl ek 'n pad loop wat julle nie verstaan nie, en 'n pad waarop julle my nie kan volg, en wat julle nie saam kan loop nie. Vertrou my, want ek loop hierdie pad om vir julle 'n woonplek te gee. Ek gaan die pad van intense haweloosheid loop, en julle gaan vir 'n tyd mis die haweloosheid van die liggaam ervaar, maar weet, ek doen dit omdat ek vir julle 'n plek voorberei in die Vaderhuis. Daar sit vir my 'n geweldige troos in hierdie woorde, in die huis van my Vader is daar baie woonplek, en ek gaan om vir julle plek te berei.
Dit beteken, daar is vir my plek by die Vader. As my plek eendag in die toekoms, wanneer ek gaan om by die Here te wees, dan kan ek weet, daar is vir my plek. Nie omdat ek iets gedoen het om die plek reg te kry nie. Nie omdat ek boumateriaal opgestuur het, of losiesgeld opgestuur het boontoe, om my plek te verdien nie, maar omdat Christus vir my die plek voorberei het. Daar is vir my plek. Niemand van ons wat hierdie woorde van Jesus hoor, hoef te twyfel daaraan, dat vir ons ook woonplek is by die Vader, dat ons op pad is na ons ewige tuiste, waar ons kan tuiskom by die Vader, en dat die Vader se huis vir ons oopstaan, en daar baie kamers is vir allerlei soorte mense, dat ons nie hoef te voldoen aan 'n sekere standaard of 'n sekere vormpie nie, ons hoef maar net te vertrou, te glo dat Jesus vir ons plek voorberei het. Maar dit wat Jesus sê oor eendag, is ook bedoel om vir ons krag te gee vir vandag. Met ander woorde, as hy vir ons sê, ons gaan eendag tuiskom by die Vader, in die huis van die Vader met die baie wonings, dan wil hy vir ons sê, maar ons kan nou al tuiskom by die huis van die Vader met sy baie wonings. Ons kan nou al tuiskom in die teenwoordigheid van die Vader. Ons harte kan nou al rus vind in God. En daarom hoef ons nie ontstel te wees nie, ons hoef nie in ons harte haweloos te wees nie. Maak nie saak hoe ons in hierdie wêreld, of ons in gevaar is en of ons onwelkom is nie. Ons kan weet, as ons nou na die Vader toe kom in gebed, waar Jesus net so 'n bietjie later in Johannes 14 praat, dan is ons welkom. Dan kom ons tuis, dan kan ons maar ons hart uitstort, kan ons maar ons begeerte stel. Ons is welkom, ons is veilig, want ons is by ons Vader. Want die plek wat Jesus eendag vir ons voorberei het, is ook nou 'n plek waar ons nou in die geloof kan instap. Daar is vir jou plek by die Vader. Maar ons moet onthou, Jesus sê dit nie net vir my nie. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek, en ek gaan vir die hele plek maak, en Jesus trek daar hele wyd. Die hele sluit mense in vir wie ek lief is, het sluit ook mense in van wie ek miskien nie hou nie, het sluit mense in wat miskien nog vir my vreemdelinge is, het sluit mense in dalk wat ek dink nie daar hoort nie, of mense wat dink ek hoort nie daar nie, want die genade van die Here is baie wyer as ons vooroordeel in die groepies en die grense waarmee ons lewe. Daarom moet ons hou, Jesus maak plek vir ons, hy maak plek vir baie mense, in die huis van my Vader is daar baie woonplek, beteken dat die gasvryheid van die Vader baie mense aansluit. En weer, dit wat Jesus oor die toekoms sê, sê hy ook oor nou, dat ons nou reeds moet bereid wees om ruimte te maak vir mense in ons lewe, omdat ons weet, God maak vir hulle ruimte in sy hart. Dat ons harte moet oopmaak vir mense. Ook vir mense wat vir ons vreemd of anders is. En dat ons bereid moet wees om mense te laat tuiskom by ons. Dat ons mense 'n kans moet gee. So 'n bietjie verder in die evangelie, vertel Johannes hoe Jesus aan die kruis gehang het, en dan vir Maria en vir sy geliefde disippels sien, en hoe hy dan sê, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder, hoe Jesus as het ware aan die kruis 'n nuwe huishouding skep, vir hierdie twee mense wat nie verwant is nie, en hoe die geliefde disipel dan van daardie dag af, so vertel Johannes, vir Maria neem om by hom te woon. Hy skep vir haar 'n tuiste, omdat hy weet, dit wat Jesus doen, is om vir hom 'n tuiste by God te skep. Dit wat Jesus vir ons doen, moet ons ook vir mekaar doen. En ons moet dit wyd doen. En dan die laaste ding wat ek wil sê oor, is dat ons moet onthou, ons ontvang hierdie tuiste by God as 'n geskenk. Maar dit is nie goedkoop nie. Dit is gratis, maar dit is nie goedkoop nie. Daar's 'n groot verskil. As iemand vandag vir my 'n huispersent sou gee, iewers 'n luukse huis, sê nou maar hier in Bantry Bay, een van daai huise wat die nuus haal, maar dit so baie kos. As iemand dit vir my sou verniet gee, kry ek jy huis gratis. Maar dit is nie goedkoop nie. Dit is duur. En dis nog meer waar van die plek wat Jesus vir ons voorberei. As ons nou in die lydenstyd ingaan, moet ons onthou dat as Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei, dan bedoel hy gaan deur die voorhoewe van Kajafas waar hy veroordeel gaan word. Hy gaan deur die huis van Pilatus waar hy gemartel gaan word. Hy gaan die kruispad loop. Hy gaan die pad van dood en lyding loop. Hy gaan deur die graf van Getsemane gaan om vir ons plek te maak. Dit kos duur, julle is duur gekoop, herinner die evangelie ons. En daarom moet hierdie huis wat ek by God het, hierdie plek wat ek by God het, hierdie welkom, hierdie veiligheid, moet vir my 'n kosbare ding wees. Ja, ek kry dit as 'n geskenk, maar dit moet vir my 'n
kosbare ding wees. En dit moet 'n kosbare ding wees wat ek daarom juis ook met ander deel. Julle het dit gratis gekry, sê Jesus in die Matteus Evangelie, gee dit ook gratis. Die liefde wat ek in Christus by God kry, die verwelkoming wat ek by God kry, die tuiskoms wat ek by God kry, moet ek ook vir ander kan deel, omdat dit 'n genadegawe is. Gratis, maar nie goedkoop nie. Want om mense by my te laat tuis kom, vra ek van my 'n prys. Maar ek kan daardie prys betaal, omdat Christus die grootste prys betaal het, sodat ek kan tuis kom by God. Kom ons bid om die genade van ons Here Jesus Christus, en ons ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus vir jou die deur oopmaak en die deur oophou, sodat jy kan tuiskom in die liefde van die Vader. Mag jy in die liefde van die Vader ervaar dat jy altyd welkom is, dat jy altyd veilig is omdat hy jou vashou. En mag die tuiskoms in die liefde van die Vader jou dring om jouself oop te stel ook vir die gemeenskap van die Gees, om uit jou verhouding met God ook verhoudings te bou met ander mense, waar ons kan tuiskom by mekaar. Amen.